sluit af met lied 220 vers 1, met ons harte sing ons Here. Probeer weer, daar is hy, môre, daar kom hy nou deur. Charlie het dit uitgelek, het ek preek vandag, sien ek. In elk geval, is lekker om julle almal te sien. Ek hoop, dit is vir julle 'n mooi dag. Ek het so 'n paar afkondigings, daar is nou nie afkondigings by die deure vandag nie. So ons sinodale deurkollekte vanoggend by die deure gaan vir ons kweekskool. En dan wil ek ook net vra dat ons kospakkie projek, moet julle tog nie vergeet nie, veral in hierdie tyd. Ons het heelwat mense wat ons graag wil help. Ja, dat ons voorraad opbou. Ek het opgelet, ons koffie is amper op. As julle dalk ergens vir ons dalk 'n bietjie koffie vir ons kospakkie sou kon gee, sou dit nogal nice wees. Baie dankie. Dan is daar nie vanoggend waar is die koffie nie. Maar want dit is mos nou vakansie, maar volgende Sondag is opstandingssondag. So dan gaan ons wel waar is die koffie. Okay, so 'n bietjie meer oor volgende hierdie week wat kom. Ons is mos nou in die groot lydensweek. So almal van ons weet dat ons Vrydag dink aan Jesus se kruisiging. So met die oog daarop is daar donderdag aand 7 uur, is daar nagmaal hier by ons. Ons het nie Vrydag gediensie, maar donderdag aand 7 uur het ons 'n nagmaalsdiens waarna ons julle almal uitnooi. En dan Sondag is dan nou Paas Sondag. Nou in die eerste plek van volgende Sondag af, dis die eerste Sondag in April, dan begin die diens 9:30. So, daar is nie 'n probleem nie, as jy weer vir 9 uur opdaag, gaan jy betyds wees. Goed betyds, maar in elk geval jy gaan betyds wees. Maar 9:30 en dan trek ons lekker vrolik aan. Dit is absoluut die hoogtepunt van die jaar in ons Sondag. Ek bedoel, dit is juis ook hoekom ons op 'n Sondag kerk toe kom en nie op 'n Saterdag nie. Want dit gaan grootendeels oor Jesus se opstanding. So trek lekker vrolik aan of wit aan of whatever ook al, en dan drink ons na die tyd heerlik saam koffie, en ons vier die feit dat Christus die dood oorwin het. Daar gaan by donderdag aand se diens gaan daar spesiale kollekte wees vir die Bybelgenootskap. So ons wil die woord en die boodskap van Jesus help versprei. En dan Sondag gaan ons spesiale kollekte hê vir ons senior bediening. Ek hoop nou nie, Lana, ek weet ook ergens julle, Charlie, dat ek nog iets is wat ek moes gesê het, nee. Ja, dis al wat ek ook nou kan, ek hoop, ek het alles reg gesê. Goed, julle baie welkom dan weer. Kom ons word net gou vir 'n oomblik stil en ons gaan dit 170 sing. Dit is 'n toetrede en aanroeping
ons gaan mekaar net 'n bietjie herinner dat ons God 'n groot en 'n wonderlike God is. Ons gaan hom so 3 keer sing, het ek gedink, nee Gertrude, nee, 3 keer, net soos ons sit. Vriende, sluit aan by die reis, die toekoms in. Kom reis in die onbekende in, kom word verras. Kom in en kom sing, word vernuwe en word verkoop. Maak 'n optog voor God, voor Jesus Christus, die vernuwer van die wêreld. Vriende, genade en vrede vir julle, in die naam van God, wie se liefde in ons harte uitgestort is. In die naam van Jesus Christus, wat aan ons hoop gee. En in die naam van die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. En daarom kan ons opstaan en heerlike loflied sing, lied 168, Heilig, Heilige Jezus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon, ons bring U ere, Christus die Here, met heerlikheid is U gekroon. Ons sing ook vers 3 wat sê, U is die Alfa en die Omega, met ander woorde die begin en die einde. U kom in elkeen wat U kan sien. U is die eerste en die laaste, die ganse skepping sal U dien. Kom ons staan en ons sing hierdie lied as 'n lofliedsom. Heilige Jezus, Heer van oh
Ek is 'n bietjie uitgelewer vanmôre. Dit lyk vir my die rentekraal het nie opgedaag nie. Maar Sissa, gaan jy vir my kom help? Anderste, dit is belangrik, jy kan vir my kyk, jy hoef nie vir die ooms en die tannies te kyk. Ek het kyk gegooi, nee, ek het 2 glase. En ek wil water drink, en wat die ene sal 'n ou water drink? Hoekom? Want hy is leeg. Maar kyk, hier's baie geopeningkies so goed as hier tussenin. As ek hierin gaan gooi, dan gaan hy ons nou lekker water jy ook aangooi. Waar gaan ek die meeste inkry? So dis hoekom jy hom kies. So as ek nou vir 2 mense wil gee, het ek nou net het ek 2 glase. Wat moet ek doen om vir albei eweveel te gee? Moet ek die klippe uitgooi? Dit is baie eenvoudig, né? OK, kom ons gooi die klippe. Is hulle nou ewe groot? So as ek nou gaan water ingooi, uit watter een gaan jy drink? Ja, nee, die ene, maar die was klippe, nee, maar in elk geval, as ek hom nou uitgewas het, dan gaan ek. Nou weet jy, nee, wat ek nou gedoen het, was 'n eenvoudige poging om met te wys. Dit is wat ons moet doen met Jesus in ons harte. Soms het ons soveel dinge in ons lewe, né, soos kwaad wees vir mamma, jy ken dit, né, of vir boeta, of vir die niggies en almal, né, of daar's ander goeders wat in ons lewe plekke vat, wat ons moet uitgooi, om bietjie meer plek te maak vir Jesus in ons lewe. En dit is 'n eenvoudige ding wat ons sê, as ons regtig Jesus se kinders wil wees, en ons wil vir ander mense leer wat die lewende water is, dan wil ons soos hierdie glasie wees, né? Want dan kan ons vir hulle lekker water gee, maar as ons nou weer van hierdie klippe vat, en begin teruggooi hier in hierdie glasie, dan is daar 2 probleme wat ons het. Die eerste ene is, soos jy nou gesê het, hier gaan nie so baie water inkom nie, maar wat is die ander probleem? Die klippe is vuil en dit lyk nie lekker nie, né? Nou dit is wat gebeur, dat ons baie keer met ons boodskap na Jesus, of wat ons vir die wêreld vir Jesus wil vertel, dit lyk nie meer lekker nie, want daar's te veel vir ons twakkie binne, né? Nou, ons moet vir Jesus vra dat hy dit vir ons sal leer om ons lewens leeg te maak, sodat hy vir ons kan uitspoel. En dit is waaroor die naweek wat nou kom, né? Jy weet mos is Paasnaweek gaan. Kom ons maak ons oogies toe. Liewe Jesus, baie dankie dat ons sommer, of ons nou enkelinge is, en of ons nou klomp mense is, vir u kan kom dankie sê dat u vir ons lief is. En ons wil vir u vra dat u asseblief ons lewens sal help, dat ons al die klippe wat in ons lewens en ons harte is, dinge soos bangheid, dinge soos kwaadheid, dinge soos onregverdigheid, dat u dit sal wegvat, sodat ons lewens kan leegmaak, sodat u meer en meer sigbaar in ons kan word. Dis waaroor vandag gaan, dis waaroor die lewe gaan, maar dis bovenal waaroor Paasnaweek gaan. Here, ons is vir u baie lief, mag dit meer en meer sigbaar word in ons lewens. Amen. Daar sê, so jy, dis baie oulik, en dit baie dapper, so jy kan iets kry om te suig en te kou. Hoe's daai? Baie dank. En julle kan asseblief julle Bybel so lank blaai na Psalm 118, vriende. Psalm 118. Goed, hier van vers 1 af sê, loof die Here want hy is goed. Ekskuus, het loof die Here want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Israel moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die huis van Aaron moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die wat die Here dien moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. In my nood het ek na die Here geroep,
Die Here het my gebed verhoor en my bevry. Die Here is by my. Ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Die Here is by my. Hy help my. Ek sal neerkyk op die wat my haat. Om by die Here te skuil is beter as om op mense te vertrou. Om by die Here te skuil is beter as om op hoë mense te vertrou. Dan spring ons so 'n paar verse na vers 19 toe. Maak die tempelpoort vir my oop. Ek wil ingaan en die Here loof. Dit is die poort na die Here toe. Regverdiges mag daardeur ingaan. Ek wil U loof, omdat U my gebed verhoor en my gered het. Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Red tog Here, gee tog voorspoed Here, prys hom wat in die naam van die Here kom. Ons seën julle uit die huis van die Here. Die Here is God. Hy skenk ons die lewe. Begin die fees, wyf met takke, gaan tot by die horings van die altaar. U is my God, U wil ek loof. My God, U goedheid wil ek besing. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Vriende, ek weet nie of julle al ooit in 'n groot groep mense gestap het of gestaan het en saam gesing het nie. Dink gou mooi, julle kan mos onthou toe ons kinders was by klere byeenkomste, by klere sport of interskole. Dan het ons lekker gesing en dit vat jou mekaar so saam aan. Of as jy by 'n rugby of 'n cricket toets of iets kom en die mense in daai stadion begin saam sing, of hulle nou ole 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 sing en of hulle nou daai song van Rassie sing, maar bovenal eintlik die een ding wat baie lekker is as hulle die volkslied sing. Dit is iets besonders, dit neem 'n ou saam, dit gee jou koue rillings, dit maak dat jy wil saam sing en saam bly wees. En dis presies die prentjie wat jy vir jou moet probeer saamstel in jou kop oor wat hier in Psalm 118 aangaan. Die mense is hier net besig om te stap. Hulle stap tempel toe. En dan sing hulle saam, loof die Here want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Dis soos 'n groep, ek weet nie wie van julle al die voorreg gehad het om veral in Europa kry jy ou dit voor sokkerwedstryde en goedes ook. As jy aanstap, dan kry jy die verskillende groepe en hulle sing en dit gaan te kere. Selfs as hulle span gewen het, hulle stap ook weer weg. Dit is aansteeklik en hier is dit ook so, want dit is nie net een groep wat sing nie. Almal sing, die volk, die priesters, selfs buitestanders begin saam sing. Buitestanders wat God leer ken het. Dis soos 'n reuse koor. En dan kom hulle by die tempelhek en hulle sing, maak dit tog net oop. Here, ons wil hier by U wees. Ons gaan later weer na vers 19 toe terugkom. Ek hoop jy kry 'n prentjie in jou kop van so 'n groot klomp, duisende mense wat stap en saam sing, hande opsteek, vol blydskap op pad na God toe. Maar hier is ook 'n storie in agter hierdie blydskap. Hierdie lied is nie net 'n vrolike lied nie. In die middel van die Psalm vertel iemand 'n storie. Lees saam met my vers 5. Ek was in nood. Ek kan amper sê ek was vasgedruk. En ek het na die Here geroep en die Here het my gebed verhoor. Hy het my gered, hy het my bevry. Hier praat iemand wat in groot moeilikheid was, wat bang was, miskien alleen. Miskien het ander mense hom of haar afgeskryf en gesê jy is useless. En dan hier so 'n deel van hierdie storie, so klompie verse verder in vers 22. Dan kom ons by daardie baie bekende vers wat sê, die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword.
Dit beteken niemand word afgeskryf nie. Iemand mag dalk soos niks werd lyk nie. Maar hierdie persoon wat soos niks werd gelyk het nie, word skielik die belangrikste. Met ander woorde, mense wat as waardeloos gesien word, God maak hulle juis onmisbaar. Ek wil 'n bietjie stil staan hier by hierdie vers 22, net vir 'n oomblik. Want hierdie vers is een van die hoogtepunte van alle hoop in ons as Christene se lewens. Vers 22 is seker een van die mees aangehaalde Ou-testamentiese gedeeltes in die Nuwe Testament. Hierdie woorde word net so herhaal in Matteus 21 vers 42, Handelinge 4 vers 11 en in 1 Petrus 2 vers 7. Die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. En ons weet as 'n Nuwe Testament hierdie vers herhaal, na wie dit en wat dit verwys nie waar nie. So kom ons gaan kyk 'n bietjie, toe Psalm 118 hierdie vers gekry het. Psalm 118 is heel waarskynlik in die tyd na die ballingskap geskryf. So wat hier gebeur het is, die koning is weggevoer in Psalm 118, saam met die hele volk. Maar God kom en hy kom red en hy herstel die koning. Ons ken mos nou die verhaal van hoe die mure in die stad dan nou weer herbou word. Die koning se lot word verander. En op grond van die feit dat die koning se lot verander, gee dit hierdie mense wat hier in Psalm 118 loop en sing, vir hulle die vrymoedigheid om te vra, Here, mag daai wonder ook met my gebeur. Daarom sê vers 25, red tog Here, gee tog voorspoed Here. Verstaan julle nou hoe die Ou en die Nuwe Testament hier by mekaar kom in Jesus Christus? Dis nie net 'n ou Joodse of 'n Israelitiese storie wat vertel, of verhaal wat vertel word nie. Die Here het in Jesus Christus dit kom bevestig. Dat die een wat hulle afmaak as 'n niks werd, as sommer net 'n handlanger of 'n timmerman, word die belangrikste in die hele mensdom se geskiedenis. En hy kom sê vir ons, ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, ek noem julle boeties en sissies. Dit gee ons die hoop om te sê, Here, as ek swaar kry, help my tog, red my tog, gee my voorspoed. En daarom kan ons vandag spring na Palmsondag toe. Dit is waar ons vandag vier. Toe Jesus Jerusalem binne gestap het, min of meer op hierdie dag, het mense presies hierdie psalm gesing, vers 26, Hosanna, prys hom wat in die naam van die Here kom. Hulle het gemaak wat vers 27 sê, en hulle het palmtakke geswaai, en het voor hom op die grond neergegooi. Daar was weer 'n optog, die mense het gesing, soveel so dat die priesters en die leviete bang geword het. Maar hier is die groot verrassing. Die man wat Jerusalem besig is om binne te gaan, lyk nie soos 'n koning nie, want hy is nie op daai stadium 'n koning, hy ry op 'n donkie. En hy gaan binnekort verwerp word. Hy gaan ly en hy gaan sterf. Hy word die klip wat afgekeer is. Maar dan 'n paar dae later maak God hom die belangrikste, juis deur sy opstanding. Vriende, as ons eerlik moet wees, ek en jy, dan leef ons dikwels anders as Psalm 118, want ons wil self regkom. Ons wil self wen. Ons wil self die held in die storie wees. Martin Luther sê die mens is ingebuig op homself. Ons dink alles gaan oor ek, my en ons. Hoor maar gou, dit is in ons ingebore. Van kleins af wil die kinders vir jou sê, ek wil self.
En as groot mense doen ons dit ook, net op 'n groter skaal, want ons wil so graag die hoeksteen van die familie, of van die vriendskap, of van die werk wees. Ons wil so graag onmisbaar wees. Ons wil graag belangrik wees. Ons wil graag raak gesien wees. Maar die woord van die Here sê, maak jou vry van daai dinge. Jy hoef nie jouself te bewys nie. Jy hoef nie jouself op te bou nie. God is die een wat ophef. Die wonder van hierdie Psalm en die evangelie is nie net dat die klip belangrik word nie, dis wie dit doen. Lees gou saam my vers 23. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë. Ons sou dit ook kon vertaal met dit is deur die Here gedoen en is wonderlik in ons oë. Nie ons nie. Nie ons planne nie. Nie ons krag nie. God doen wat hy moet doen en wat hy wil doen. En daarom sê Psalm 118 vir ons, die lewe werk nie soos ons dink nie. Kan ek dit weer sê? Die lewe werk nie soos ons dink nie. God het nodig om ons harte te verander. En hier is die goeie nuus. Wanneer ons begin dink ons is belangrik en ons is groot en ons moet en ons wil ons misbaar wees, dan los God ons nie aan ons eie genade oor nie. Hy gee vir ons in hierdie Psalm 3 dinge om te leer. Jy weet mos, soos 'n goeie ou gereformeerde preek, 3 punte. En hier begin dit nou so raak rustig. Nood leer bid, sê die eerste ene. Die persoon in die Psalm het uit sy diepste nood na God geroep. Hy het nie meer planne gehad nie. Al wat hy gehad het is gebed. En dit leer ons wanneer ons op ons swakste is. Dis gewoonlik dan wanneer ons eers op ons eerlikste begin bid. Want dan hou ons op om voor te gee dat ons alles onder beheer het. En begin ons sê, Here, ek het U nodig. En dis waar geloof begin. En dit is dikwels waar God se werk in ons begin. Nie by ons krag nie, maar by ons afhanklikheid. Soos Jesus ons leer in Matteus 5. Soos hierdie glas, moet ons eers ons eie twak uitgooi voor God. Eers leegmaak, sodat hy ons kan vul met sy skoon water. Maar daar's 'n tweede punt. Wanneer hierdie enkeling begin sing en sê, God het my gered, dan bly sy storie net meer sy storie nie. Dit raak aansteeklik vir ander rondom hom, of haar. Soveel so dat ander begin saam sing. Verstaan jy, geloof is nie net vir myself nie. Ek kan dit nooit net vir myself hou nie. Ek het, wat is die Afrikaans vir die Engelse obligasies. Ek het hierdie verantwoordelikheid om te vertel, God het my gehelp, of God het my deurgedra, sodat dit ander weer kan hoop gee. Dis hoekom ons in 'n geloofsgemeenskap is, dis hoekom ons by mekaar is, dis hoekom ons vriende omgeegroepe het. Dis hoekom ons 'n bederfsentrum het, dis hoekom ons 'n senior groep het, dis hoekom daar 'n klompie manne van ons een keer in 'n maand op 'n donderdag net saamkom om vir mekaar te vra, hoe was jou week? Of jou maand? Want ons het soms nodig om by ander ouens te gaan leen, by hulle geloof te gaan leen, wanneer ek klein voel. In 'n donker tyd in my lewe, gelukkig daarom 'n paar jaar terug, toe vra my ma vir my op 'n baie bekommerde manier, Willem,
Of Willie, wat gaan aan? Ou Boet. En ek in 'n baie teer oomblik vir haar sê, ma, dit gaan nie goed in my kop nie, dit gaan nie goed in my lewe nie. Ek sukkel om met die Here te praat. En as ek lees, gaan niks in nie, ek het nou maar eers ophou lees, uit die Bybel uit ook. Ek het lang verlof geneem, ek het ook nie nou tyd nodig om te preek vir 'n lang tyd nie. En dit het haar aanvanklik eers geskok. Sê, dit kan mos nie wees nie, ou Boet. Ek vir haar net sê, maar ek kan nie anders nie. Haar antwoord was, weet dan, Willie, dat ek elke dag dubbel vir jou gaan lees en bid. En so het sy ook. Elke dag dubbel die tyd. Tot op 'n dag het ek vir haar gesê, ma, ek dink dit gaan beter. En haar antwoord, ek is so dankbaar, want Boeta het dit nou my tyd nodig. Ek het nie 3 keer die tyd nie, maar okay, dit is sommer net 'n persoonlike ding. Dis hoekom ons mekaar nodig het. Maar my ma is nie meer daar nie, wie gaan dit nou wees? Dis hoekom ons familie het, maar dis hoekom ons ook geloofsfamilie het. Om te begin sê, ek sal dubbel dit vir jou doen. Want ons leen soms mekaar se geloof, wanneer ons eie klein voel. Bring my by die 3de punt. Gebed het 'n manier om ons omstandighede te verander. Nie omdat dit letterlik dadelik verander nie, maar omdat dit ons verander. Kan ek dit weer sê? Gebed verander ook ons, ek en jy. Want elke keer wat ons bid, skuif die fokus weg van ek af en word dit gedraai na God toe. Ons begin anders kyk. Minder na ons probleme as na die groot dinge en meer na God as die grootste werklikheid. Wat 'n mooi voorbeeld is Petrus wat op die water loop vir ons nie. Daar gebeur dit net andersom. Solank as wat hy vir Jesus kyk, loop hy letterlik op die water. En dan begin hy vir die branders kyk en dan weet ons almal wat gebeur. Maar ook dan, wanneer ons sink, dan is Jesus daar in sy mensheid en dan vang hy hom en hy sê vir hom, ek is hier vir jou. En so help gebed ons om uit die klein wêreld van ons selfgerigtheid te beweeg en 'n God se groot wêreld in te stap, geliefdes. Ek wil begin klaarmaak. Kom ek vra vir elkeen van ons families vandag 'n baie eenvoudige vraag of 2. As jy bang is, na wie toe draai jy en hoe gou? Wanneer jy bly is, wie kry die eer? En wanneer jy sukkel, hoe lank probeer jy self eers die dinge regkry? Psalm 118 nooi ons, sê vir ons, moenie alles self probeer dra nie, kom na God toe. So Palm Sondag is 'n keusedag. Ons wat die hele storie ken, die hele ware verhaal van die Paasgebeure wat nou by Palm Sondag trek. Ons weet, die skare het Hosanna geskree. Maar het binne 'n week ook verskriklik vinnig eers stil geword. En toe hulle weer begin skree, toe verander Hosanna in kruisiging. So vandag vra die Here vir ons, gaan jy saam sing? Gaan jy saam vertrou? Sal jy jou lewe oopmaak vir God? Die slim ouens sê hier Psalm 118 vers 18 wat sê, vers 19 wat sê, maak die tempelpoorte oop, is nie net God se tempelpoorte nie, maar dit wys ook baie mooi indirek vir ons eie hartspoorte.
Dit gaan daaroor dat hulle vir mekaar sê, maak oop jou hart vir die Here. Laat God inkom in jou vrese, in jou probleme, maar ook in jou vreugde. Want God verander ons harte deur ons nood wat ons leer bid. Maar ook deur ander se geloof wat ons aansteek. En deur gebed wat ons oë op hom rig, kan ek dit weer sê. God verander ons harte deur ons nood waarin ons leer bid. Maar ook deur ander se geloof wat ons aansteek. En dan ook deur gebed wat ons oë op hom rig. En so begin ons al hoe meer saam met Psalm 118 sê, loof die Here want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Mag ek vra dat ons dit oefen? Sê dit saam met my. Loof die Here want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Nee, ons kan dit beter doen. Loof die Here want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. 3de keer. Loof die Here want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. En onthou die klip wat weggegooi is, word deur God die belangrikste gemaak. Dis die verhaal van Jesus. En dit kan ook jou en my storie wees. Here, mag ons gedagtes net op U rig. Want ons weet wanneer dit gebeur en ons net opkyk na U, dan gebeur daar wonders. U leer dit in die woord vir ons op soveel plekke. Oud en Nuwe Testament, U het dit vir die volk van God geleer, deur hulle te red uit ballingskap, toe hulle leer kyk het na U. Selfs in ballingskap is daar die mooi verhaal van Daniël, en ek het hier die mooi prentjie gesien die afgelope week van Daniël, wat in die leeukuil is. Maar Daniël kyk nie vir die leeu's nie, hy kyk op na U. Hy sien nie eers die leeu's raak nie. Here, leer ons om onsself leeg te maak met al die dinge wat ons bang maak, of dalk oorgerus maak omdat dit baie goed gaan met ons. Mag ons onsself rig op U. Alles vir U oorlaat. En mag ons so die lewe instap, wat dit ook al vir ons beteken. Here, ons gaan hierdie week, die groot lydensweek in, waarin ons regtig begin dink aan U. En vandag vier ons 'n volk wat aanvanklik vir U gesing het, Psalm 118. Loof die Here want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Maar hulle het hulle dingetjie verander. Mag U Gees ons help dat ons dingetjies nie sal verander nie, maar inteendeel harder sal klink in 'n wêreld wat dit so nodig het. Oud en jonk, groot en klein. Ons wil U loof, Here. Ons wil vir U sê, ons is vir U baie lief. Want aan U liefde is daar geen einde nie. Mag dit meer en meer sigbaar word in ons lewens. Amen. Kom ons dien die Here ook met ons dankoffers.
Ons gaan 2 slotliedere sing. Die eerste een is lied 478. Dit is daai ene wat die band altyd so lekker speel, maar nou gaan ons die meer gereformeerde weergawe sing, die ouer weergawe, op vaste fondamente. En die rede hoekom ons dit sing, vers 1 sê vir ons, hier is Ou Testament en Nuwe Testament, hier is 'n voorspelling en daar is 'n waarheid en dit kom by mekaar. En dis op hierdie fondasie wat God sy kerk gebou het. Aanvanklik was dit apostels en profete, maar deur die woord en deur die gees het God dan nou hierdie wêreld kom herskep. En daarom sê vers 3, gevaar gaan ons bedreig. En twyfel gaan soms in ons inkom. Want dis eie aan hierdie wêreld. Ons sal verdrukking hê, maar Christus het sy bystand aan ons hier toegesê, is die laaste 2 reëls. En daarom gaan ons dan daarna na lied 2:1-2 toe gaan, wat dan nou juis eintlik ook maar 'n gedeelte van Psalm 118 sing. Loof die Heer, hy is goed, loof sy heilige naam, laat alles in die groot heelal die Here loof. Al 2 die liedere, vers 1 en vers 3. En ons staan daarvoor, en ons bly staan vir die seën, die wegsendingslied daarna. Op vaste fondamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toe vertrou. Die koning van hemel, haar skepper word en geef. As jy uitstap, onthou dat die Here self sy hand op jou skouer kom sit. En daarom steek ons dominees ons hande op, toegevou in 'n toga wat sê, dit is die Here wat dit vir jou sê, en nie 'n mens nie. Die Here jou God sê vir jou soos in Numeri 6, ek sal jou seën en jou beskerm. Sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Ek die Here jou God sal jou gebede verhoor
en ek sal in jou vrede gee tot in alle ewigheid. Amen. Dis vonk nie vlammie. Dis laat dit so wees, Here, amen. Ekskuus. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leef, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees,